As jy vandag dink aan seën, waaraan dink jy? Dalk 'n seën vir jou om net hierdie jaar te gemaak het. Dalk 'n seën vir jou om 'n verhoging by die werk te kry of 'n nuwe werk, of jy kon bekostig om 'n nuwe kar te koop of 'n huis te koop, of jy kon jou doelwitte bereik of prestasies behaal. Daar's soveel dinge waaraan ons kan dink wat ons geseënd is. Maar wat van die ander kant van die koin? Is seën nie ook al het jy 'n kar wat heeltemal nie reg is nie, of 'n huis wat uitmekaar uitval, maar jy's gelukkig? Is seën nie ook net om dankbaar te wees dat jy gesond is nie? Is seën nie ook maar net al kon jy nie die beste op skool kry nie, maar jy het jou beste gedoen, maar jy's deur? Is seën nie ook maar net jy wil graag die eerste span speel in die rugby, maar jy speel die derde span, maar jou hele familie is daar om jou te ondersteun, want jy doen jou beste? Is dit nie ook seën nie? Jy weet, ons koppel seën aan 'n sekere kategorie, aan 'n sekere standaard en maatstaf. Maar seën is soveel dieper, soveel groter as wat ons baie keer oor dink en leef. Hoor wat sê Psalm 67 vers 8. God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal hom vrees. God kom, en dan seën ons oorvloedig op baie aspekte in ons lewens. Persoonlik en buitekant ons vermoë, kom seën hy ons in soveel gebiede, en ons kan soveel dankbaar wees daaroor, oor die seën van die Here in ons lewens. Want daar is soveel goed, net die feit dat jy vandag opgestaan het en asemhaal, is 'n seën uit God se hand uit. Net die feit dat jy 'n familie het, is 'n seën. Net die feit dat jy 'n bord kos op die tafel het, is 'n seën. Maar buiten dit alles, is daar iets groter waarmee God ons geseën het. En dit is juis hierdie tyd van die jaar, hier by Kersfees, is dat hy vir ons sy seën as geskenk gegee het, as 'n seën vir ons. En daarom noem ons dit geseënde Kersfees. Mag jy 'n geseënde Kersfees vorentoe hê. God bless.